Goeiemôre broeders en susters. Een van ons Bybelstudiegroepe is tans besig met die boek Openbaring en ons het onder andere gekyk na die lofprysings voor God se troon in Openbaring 5 en 6. Nou Skrifbereiding 60 berus op hierdie lofliedere. Nou ons gaan hierdie lofsang, al drie verse, al drie strofes na die seun sing, sonder dat ek dit weer aankondig. Ek noem dit net vooraf. So dis eintlik 'n gepaste loflied, dis 'n antwoord op die seun van die Here, hy wat ons tegemoet tree met sy seun. Maar kom ons word nou net eers stil voor die Here. Broeders en susters, ons toetrede, die fotum, kom vanoggend uit Psalm 95. Kom ons staan vir die fotum en die seun. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sê elkeen, ons bely elkeen in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes.
Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou saam sing. Ons het weer bely wie die ware God is. En kom ons sing ook daarvan dat hy God is, hy alleen. En daar sal 'n dag kom dat selfs die wat hom nie erken nie, die knie voor hom sal moet buig. Kom ons sing Psalm 86 vers 5. Broeder en suster, wat is die plek van die wet van die Here in die gelowige se lewe en ook in die erediens? Nou, heel aan die begin van ons katekismus word ons herinner dat ons van nature geneig is om God en ons naaste te haat, terwyl ons God bo alles moet lief hê en met alles wat ons is en het, en natuurlik ons naaste ook soos onsself. En nou die liefdeswet herinner ons aan ons sonde en ellende, sodat ons meer en meer die ou sondige mens sal afsterf, dat ons altyd weer na Christus toe sal vlug. Maar ons vergeet maklik dat die wet ook rigsnoer is van ons nuwe lewe, dat dit deel is van die aantrek, die bekleding met die nuwe mens, die verloste mens. Deel is wat ons katekismus noem, die hartlike vreugde deur Christus. En daarom ook word die wet behandel in die deel oor die dankbaarheid. Dit wil by ons die lus en die liefde opwek om volgens sy wil in alle goeie werke te lewe. En kom ons luister vanoggend na die wet van die Here, veral uit hierdie perspektief. Uit hierdie gesigshoek, die reël van dankbaarheid. En dan sing ons direk daarna Psalm 86 vers 6, waarin ons dan gaan vra, leer my om werklik volgens u wil te lewe. En Here, nuwe dank sal voor u opstyg, en ek wil u naam vir ewig prys. Dan 86 vers 6, na die voorlees van die 10 gebooie, en dan wat ons dan sing is eintlik al klaar gebed, ons praat met die Here, en dit is inleiding tot die gebed waar ek sal voorgaan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, dan die eerste gebod, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders aan die kinders besoek, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de, jy mag nie doodslaan nie. 7de, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons hemelse Vader, u woord met sy beloftes en voorskrifte, sy gebooie, is vir ons 'n groot bron van vreugde. U wil ons lewe daagliks nuut maak, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. U wil ons altyd weer nuut maak na die ewebeeld van Christus, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel sal bereik. En ons dank u daarvoor, Vader. Maar dan ook met die besef dat ons nog ver tekort skiet om hierdie genademiddel te gebruik. En daarom dat ons gesing het, o leer my na u wil te handel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. As u nie ons op verskillende maniere leer en lei in u waarheid nie, selfs deur swaar kry, deur druk heen, dan sal ons nie groei nie. En sal ons nie waarlik die nuwe mens in Christus aantrek nie. En daarom bid ons, doen dit, Here, doen dit meer en meer. Leer ons u waarheid en lei ons daarin. En ons vra dit nie vir onsself nie, maar dat ons met nuwe ywer u sal loof, dat ons lewe lof sal wees, dat nuwe dank voor u sal rys en ons u naam vir ewig sal prys. Neem my lewe, laat dit, Heer, u gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak dit sterk, maak dit diensbaar in u werk. O Here, rig my wil, gevoel en daad, altyd met u wyse raad. Ons bid dit ook in besonder nou, waar ons as gemeente uit u woord sal lees en na die verkondiging daarvan sal luister. Wees met die verkondiging van u woord hier, maar ons bid ook dat die evangelie vandag oral op die aarde in suiwerheid gebring sal word, die krag tot redding vir almal wat u tot die lewe verkies het. En ons bid vanoggend in besonder vir ons broers en susters wat vergader te midde van doodsgevaar, vervolging,
of wat die druk van ongelowige familie en vriende intens ervaar. O Here, versterk hulle. Gee hoop en op u tyd en u manier gee ook uitkoms. Ons dra die nood van die wêreld en ons eie land aan u op. Bo alles die geestelike nood, die afval van u, die verslawing aan nietige afgode, verslawing aan mense en dinge en gewoontes en middele. U alleen kan die lig laat deurbreek vir mense wat in duisternis sit. Maar u kan ook in u genade die kwaad in die samelewing teehou, ter wille van u uitverkore kinders. Ons treur vanoggend ook oor die verskrikking van oorloë wat maar net nie wil ophou nie. En al weet ons hierdie dinge moet gebeur in die eindtyd voordat Christus kom en alles nuut maak, tog raak dit ons. Tog kry soveel mense seer en sterf soveel mense en tog kom u kerk ook onder druk. Laat u koninkryk tog te midde van dit alles kom, so groei, dat ons sal raak sien hoe u regeer, en dat ons en veral hulle in die druk en die oorlog sal moed skep en u sal eer. Ons bid ook vir skreiende armoede in die wêreld, ook in ons eie land, en ook verarming en geldelike nood onder mense wat naby aan ons staan. Ons Vader, ons bid nie vir rykdom nie, maar dat mense in alle eerbaarheid kan lewe, en dat sorg oor daaglikse brood nooit in die pad sal staan om u steeds as die skepper en die onderhouder en die redder van ons lewe raak te sien nie. Wil u ons almal lei in spaarsin, in goeie rentmeesterskap en in dankbare tevredenheid oor alle stoffelike gawes wat ons ontvang. En dan praat ons so baie keer in ontsteltenis onder mekaar oor misdaad in die samelewing, wat ook oorgespoel het na die owerhede, na hulle wat eintlik reg en geregtigheid moet handhaaf. Maar vanoggend wil ons as gemeente dit voor u lê. Aan die een kant dank ons u, dat ons daardeur kan sien en beleef hoe onvolmaak hierdie lewe is, hierdie aardse bedeling, dus kan die graf, dus kan die volëinding. Ons kon so maklik die paradys hier en nou op aarde gesoek het. Aan die ander kant vra ons u ook, hoe lank nog, Here, sal die goddelose en die sondaar met onreg wegkom? Laat tog reg geskied, Here. Gee aan u kerk nuwe ruimte om die werk te doen wat u ons opgedra het. Ons bid vanoggend vir ons owerhede, hulle wat u oor ons gestel het. Ons bid vir goeies en slegtes, want u laat u son skyn op slegte en goeie mense, tot met die oordeelsdag. Gee tog bekering by die wat hulle posisie misbruik en wat hulle self bo u wet verhewe beskou. En gee tog volharding by die wat u liefhet en wat hulle werk getrou doen. Ons dra ook aan u op ons dierbares, naby en ver, veral ook medegelowiges met wie ons daagliks saamleef. Ons lê voor u hulle lief en leed. Ons het almal troos nodig. Ons het almal u ondersteunende hand nodig, want ons lewe in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld.
wil U tog aan ons 'n woord in die mond gee waar ons kan bemoedig, ook 'n woord waar ons moet waarsku, 'n gewillige hart en hand waar ons moet help. Lei ons ook tot volhardende gebed, tot voorbidding vir mekaar. Ons vra al hierdie dinge met die besef dat daar so baie dinge is waarvoor ons U moet en wil bid en dank. Lei ons deur die Gees in ons daaglikse gebede, 'n gebede waar ons saamkom, ook 'n gebede wanneer ons soos vanoggend feeslik saamkom, dat ons sal bly bid sonder om moedeloos te word. Ons gaan nou na U woord luister. Ons wat so moeilik luister en so maklik praat. Ons wat so moeilik fokus op wat eintlik saak maak en so maklik afgelei word deur gedagtes en begeertes en watter daaglikse afleidings. Ons wil luister, Here. Gee ons tog 'n luisterende oor en 'n ontvanklike hart en lippe en voete en hande waardeur U woord vrug dra. Om Christus ontwil vra ons dit, want as sondaars kan ons alleen na U toe kom deur Hom, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, kom ons lees uit Jesaja hoofstuk 46. Ons gaan ook wat verwys na 1 Korintiërs 6 en 7. Jy kan dit ook in die Bybels byderhand hou as ons daarby kom in die prediking. Maar Jesaja 46, 4-6, vers 1 tot 7 of 1 tot 9. Bel het in mekaar gesak, Nebo is vooroorgebuig. Hulle afgodsbeelde behoort aan die wilde diere en aan die vee. Julle draagbare gode is opgelaai, 'n las vir uitgeputte diere. Hulle staan vooroorgebuig, saam sak hulle in mekaar. Hulle kan die vrag nie red nie. Hulle gaan self in ballingskap. Luister na my, huis van Jakob, die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat gedra is van die baarmoeder, wat opgetel is van die moederskoot af, tot in die ouderdom is ek daar, tot in julle gryse ouderdom is ek die een wat julle dra. Dit is ek wat dit gedoen het, dit is ek wat optel, dit is ek wat dra en verlos. Met wie wil julle my vergelyk en aan wie my gelyk stel? Wie beskou julle as my gelyke dat ons dieselfde is? Hulle wat goud uit 'n geldsak skud en silwer met 'n weegskaal afweeg. Hulle huur 'n goudsmid en hy maak 'n god daarvan. Hulle kniel voor hom, hulle buig selfs in aanbidding. Hulle tel hom op hulle skouers, hulle dra hom en plaas hom op sy plek en daar staan hy. Van die plek af kan hy nie beweeg nie. Selfs as iemand na hom om hulp roep, antwoord hy nie. Uit benoudheid kan hy niemand verlos. Uit benoudheid kan hy iemand nie verlos nie. Onthou dit, sodat julle standvastig kan wees. Neem dit ter harte, oortreders. Onthou die dinge van vroeër, van lank gelede, want ek is God en daar is geen ander nie. God en daar is niemand soos ek nie. Ons lees tot sover. Daar word verwys hier in Jesaja 46 na die afgode wat niks is en wat niks kan doen nie. En kom ons sing daarvan in Psalm 115 vers 3, 4 en 5 oor die stom en die dowe en die blinde afgode. En die laaste vers 9 is dan 'n loflied tot eer van die ware God. 115 vers 3, 4 en 5 en 9.
Broeder en suster, ons kyk vanoggend na die driedubbele troos van die evangelie, wat ons in 3 woorde kan opsom. Dra, wie dra my? En behoort, aan wie behoort ek? En lewe, vir wie lewe ek? Kom ek begin met iets uit die daaglikse lewe. Spencer, een van my nagraadse studente van so 25 jaar gelede, het lank sendingwerk in Indië gedoen. En hy vertel my van 'n gesprek tussen hom en 'n taxi-bestuurder. As ek reg onthou, was dit in Varanasi, die Hindoese heilige stad. En hy sien toe daar voor aan die triespieeltjie 'n hele spul gelukbringers hang, of amulette, of basies afgodsbeelde. Onthou, meeste Indiërs is Hindoes, en hulle het honderde afgode, so daar hang toe klop afgodsbeeldjies. En hy vra die taxi-bestuurder, nou wat is dit, en waarom is dit vir jou belangrik? Wel, sê die man, dis my gode. En elkeen help my met een of ander aspek van my daaglikse lewe, met my huwelik, of my gesondheid, of my geldsake. En is toe hier waar my sendeling vriend Spencer sy kans sien om die afgode dienaar bietjie aan die dink te sit. Nou sê nou jy vind uit dat een van hierdie gode jou nie help nie, met jou gesondheid, of jou huwelik, of jou geldsake. Nou wat doen jy dan? Wel, is die antwoord, dan vervang ek hom met 'n ander een wat wel kan help. Nou broeder en suster, dit is presies wat ons in Jesaja lees. Die heidene maak vir hulle afgode. Reeds in hoofstuk 40 en 44 word daarmee gespot. 'n Skrynwerker vat 'n stuk hout en dan maak hy 'n afgod na die ewebeeld van 'n mens of dier. Dan kom die metaalwerker en trek dit oor met yster of silwer of goud. En in die hout wat oorbly word verbrand, braaivleis, of om brood te bak, of 'n verhitting. Maar dan kom die persoon en kniel voor die afgodsbeeld neer, die deel wat nou die afgodsbeeld is, wat oorgebly het, en sê, red my, want U is my God. En in die hoofstuk wat ons gelees het, word verder daarmee gespot. Die Here kondig deur sy profeet aan dat die Babiloniërs met hulle afgode niks is voor die Here nie. Maar die Here gaan ook iemand stuur om hulle te verower, sodat die oorblyfsel van Israel wat in ballingskap is, bevry kan word. En nou spot hy met hulle afgode, wat veronderstel is om hulle te help. En hier word spesifiek genoem Bel, die hoofgod Marduk, eintlik is sy naam Marduk, en Nebo, sy seun, in vers 1. En dan gaan daar 'n dag kom, vers 2, dat die Babiloniërs hulle reuse afgodsbeelde op 'n wa gaan laai, en daarmee met moeite probeer vlug, in 'n poging om weg te kom van hulle vyande. En dan gaan die spot verder, vers 7, julle het nodig om julle afgode te dra, op die skouers te dra, en neer te sit op 'n plek, waar die afgode nie van self kan beweeg nie. Daardie afgode is doof en stom. As jy om hulp roep, dan antwoord hulle nie. Dis soos ons van nature is, broeder en suster. Wat ook al die dinge is, wat ons maak, of aanskaf, om ons te help, in plaas van, wat ons kry of maak, in plaas van die lewende God. Ons moet hulle dra. Hulle vra al hoe meer en meer van ons. Ons kom dit nie agter nie, maar mettertyd dra ons al hoe swaarder. Of dit nou een of ander verslawing in ons lewe is, of dit nou is ons najaag van geld, of eer, wat ook al. Natuurlik, ego is 'n baie swaar las om te dra, hy word al hoe swaarder. En natuurlik ook as dit letterlike afgode is,
Ons dra hulle. Dra al hoe swaarder, want enige afgodsdiens is swaar. En die ergste is, uiteindelik help dit net mooi niks nie. Ons kan natuurlik nuwe dinge soek wat ons moet help, hulle weggooi, nuwe skry, vir die oues ontslaa raak, en nuwe afgode kry, en dan begin ons van vooraf swaar dra, sonder enige sukses. En luister na die woord van die Here in Jesaja 46, daarteenoor. Van geboorte tot in die gryse ouderdom is ek daar. Is ek die een wat julle dra. Dis ek wat dit gedoen het. Dit is ek wat optel. Dit is ek wat dra en verlos. Ons kan God nie gelykstel in enigiets anders nie. In sy almag dra hy ons en ons nie vir hom nie. Dis tog die kern van die evangelie, broeder en suster. Teenoor alle ander gelowe. Hy dra ons. Hy het ons in sy arms geneem nog voordat ons vir hom kon kies. Hy doen dit op grond van sy ewige welbehaag, sy ewige guns. Dis nie ons wat hom uitgedink het nie, hom maak, hom dra nie, en dan daarna vir hom werk soos ellendige slawe nie, in die hoop, ons kry tog resultate nie. Wanneer hy ons dra, dan sorg hy vir ons. Dra impliseer sorg. Afgode sorg nie vir ons nie. Hulle verslaaf ons, vra ons tyd, ons geld, en uiteindelik ons lewensvreugde, en dan laat hulle ons in die steek. Afgode is nie aan ons getrou nie, en ons hoef ook nie aan hulle getrou te wees nie. Kyk, as hulle nie vir ons werk nie, wat doen ons? Ons vervang hulle, ons gooi hulle weg. Dis nou as ons uit hulle greep op ons lewe kan loskom, dan kan ons hulle vervang om net weer aan iets anders verslaaf te word. Ons word hulle slawe. Maar God is getrou. Hy sorg vir ons soos wanneer jy as ouer 'n klein afhanklike kind dra. Dit beteken hy laat jou nie in die steek nie, selfs wanneer jy dit nie werd is nie. Hy's getrou. Een van God se belangrikste eienskappe is sy getrouheid. Ons lees keer op keer in die Ou en Nuwe Testament dat hy die getroue God is. Hy is vol verbondsliefde en trou. Dis die uitdrukking wat mens baie keer hoor in die Ou Testament. Vol verbondsliefde of vol goedertierenheid en trou. En die Seun Jesus Christus is die bewys van God se getrouheid. Johannes 1 vers 14 word hy genoem vol genade en waarheid. Dis dieselfde uitdrukking as die Ou Testament. Vol goedertierenheid en trou. Dan bewys God sy goedertierenheid en trou, sy getrouheid in Jesus Christus. En dan noem die boek Hebreërs hom ons getroue hoëpriester. Deur sy voorspraak by die Vader bewaar hy my by die verlossing. Hy los my nie. Alles wat in my lewe gebeur, dien tot my saligheid. En sonder die wil van sy Vader, wat ook my Vader is, sal nie 'n haar van my kop val nie. En hy stuur sy gees om geloof by my te bewerk en te versterk en groei in my te bewerk. My getroue verlosser wat my dra van wieg tot graf en deur die diep en donker doodsdal my nog steeds vashou. Dis waar die verskil kom met die afgode, in watter vorm ook al, wat deur ons gedra moet word. So die eerste vraag vir oggend, broeder en suster, is dan, laat ek my dra?
Of probeer ek tog maar my lewe en geluk en voorspoed kry by dinge wat ek moet dra? Tweede woord vir oggend is behoort. En die woord lê eintlik op 'n dieper vlak as dra. Want ons getroue verlosser dra ons omdat ons aan hom behoort. Romeine 14 vers 8, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Kyk, ons is eintlik dubbel sy eiendom. As skepingsmiddelaar wat saam met die Vader geskep het, het hy ons gemaak. So op grond daarvan is ons syne. En hy het ons losgekoop uit die heerskappy van die duiwel. Enige persoon wat afgode probeer dra, kom onder die heerskappy van die duiwel. Afgode word deur die duiwel gebruik as instrumente, as sy instrumente, waardeur hy mense beheer en verslaaf. En wat het Christus gedoen? Hy het ons sy eiendom gaan terugkoop met sy kosbare bloed, toe hy vir al my sondes ten volle betaal het. Ons het eintlik van eienaar verwissel, soos 'n slaaf wat verkoop word of gekoop word. Nou goed, kom ons blaai na Paulus se eerste brief aan die Korintiërs. Nou 2 maal lees ons daar. Hoofstuk 6 vers 20, julle is duur gekoop. En weer 7 vers 23, julle is duur gekoop. En nou pas die apostel Paulus dit toe op 2 verskillende situasies. En die groot boodskap daardeur is dat ons die waarheid, dat ons duur gekoop is, dat ons aan hom behoort, op alle lewenssituasies moet toepas. Want hy pas dit toe op verskillende situasies. Hy het ons uit alle heerskappy van die duiwel verlos, met ander woorde. Ons gaan nou kortliks kyk na hierdie 2 hoofstukke in 1 Korintiërs, en ons het nie net nou gelees nie, daarom vra ek, maak gerus die Bybels oop by die 2 hoofstukke. Hoofstuk 6 gaan oor losbandigheid, oor sonde teen die eie liggaam, waar jy kan redeneer, dis tog my eie liggaam, is tog my eie lewe. En nou hoor ons in vers 19 die ontdekkende vraag, weet julle dan nie dat julle 'n tempel van die Heilige Gees in julle is nie, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Nie aan julle self behoort nie. Wanneer ons lewe asof ons aan onsself behoort, wanneer is dit? Wanneer lewe ons asof ons aan onsself behoort? Net enkele voorbeelde. Ongesonde gewoontes wat jou liggaam skade aandoen. Selfs gewoontes wat verslawend is. Maar nie net uitsluitlik dit nie, maar goed, ook gebruik van substansies, pille, dwelms, drank. As jy losbandig lewe, spesifiek waaroor hierdie hoofstuk gaan. Of as jy dink jy kan beskik oor jou sterfdag, self besluit wanneer en hoe jy gaan sterf. Argument dat ek as eienaar van my liggaam is, eie liggaam is, word ook gebruik deur persone wat abortus op aanvraag voorstaan. My lewe is belangriker as 'n ongebore kind se lewe. Of as God wat die eienaar van die lewe is. Die waarheid dat ons konkreet met ons liggaam ook aan Christus behoort en die tempel van die Heilige Gees is, dit ruis ook in teen die Griekse filosofie van die tyd toe die Nuwe Testament geskryf is. Vir die Grieke was die liggaam minderwaardig. As jy sterf, is dit die stoffelike oorskot. Wat 'n lelike woord is dit nie, oorskot. Dit wat jy weggooi. As ons aan Christus behoort ons sterflike liggaam aan hom. Ons sterflike liggaam, of ons oud is of jonk is, of ons lewe en of ons gesterf het. Hy beskik daaroor en hanteer ons die liggaam met groot respek in lewe en in sterwe.
Maar nou kom die heerskappy van die duiwel ook na vore as ons lewe asof ons aan ander mense behoort. Hoofstuk 7 van 1 Korintiërs. En nou gaan dit hier in die hoofstuk onder andere oor slawe en vrygemaakte slawe. En die boodskap is, jy behoort aan Christus, jy is sy slaaf, jy behoort aan hom, ongeag jou status in die samelewing. Trouwens, as dit moet bly soos jy was, toe jy 'n Christen geword het, vers 9. Bly 'n slaaf as jy 'n slaaf was, 'n vrye persoon as jy 'n vrye persoon was. As jy besny of onbesny was, moet dit nie probeer verander nie. En dan vers 23, julle is duur gekoop, moenie langer slawe van mense wees nie. Hoe kan ons slawe van mense word? Kyk, deur die eeue was daar letterlike slawerny. En maak nie fout nie, broeder en suster, daar is vandag ook nog slawerny. Seksslawe, maar ook ander tipe slawerny. Net nie so openlik nie. Maar dis nie waaroor ons praat nie. Ons praat nie van die situasies waarin jy niks kan verander as jy nou eers daarin is nie. Dis nie uiterlike slawerny wat van jou 'n slaaf maak nie. Maar die gesindheid van die hart. Waaroor dit gaan, is dat ons as vrygekooptes aan niemand anders behoort as aan Jesus Christus nie. En ons mag nie ons hart en deur ons optrede ons weer aan mense verslaaf nie. Jy is niemand se slaaf nie. Dat jy toelaat dat ander mense jou emosies beheers, dan word jy 'n slaaf. As jy toelaat dat iemand jou vreugde steel in die Here, dan word jy die persoon se slaaf. Die persoon het beheer oor jou. Of as jy 'n mensebehaer, 'n people pleaser word, voor ander kruip, dan is jy hulle slaaf. Of as jy jou kinders of eggenoot of vriend of wie ook al belangriker ag as die Here, dan is jy daai persoon se slaaf. Of as jy bo jou vermoë leef, gedurende skuld maak, dan verslaaf jy jou aan skuldeisers. As my getroue verlosser my ten duurste vrygekoop het, behoort ek net aan hom. Nie aan myself nie, en ook nie aan ander mense nie, of aan dinge nie. Ek is soos Paulus dikwels van homself sê, slaaf van Jesus Christus. Maar anders as die slawerny van sonde en die duiwel, is dit nie 'n dwinglandy nie. Dis ons hoogste vryheid. Ons is waarlik vry, knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. En dit sien ons in die derde woord wat ons nou nog gaan kyk, maar net eers dit. Net eers hierdie vraag om ons tweede punt af te sluit. Broeder en suster, dink mooi hoe jy ten volle aan Jesus Christus behoort. Met siel en liggaam, of jy lewe en of jy sterwe. Ek sê dalk ek behoort aan Jesus Christus, maar tog ontdek ek dele van my bestaan wat ek eenkant uithou, waar alles eintlik maar oor myself gaan. Of wat ek gewillig oorgee aan mense, aan dinge. Dink mooi, of jy nie soms tog maar lewe, of jy aan jouself, of aan mense, of aan dinge behoort nie. Nou die derde en laaste woord, en dit is lewe. Lewe. Afgode is dooie voorwerpe van hout of klip of metaal. In die hande van afgodsdienaars is hulle swaar. Val as hulle nogal groot is, maar hulle is dooie gewig. Maar dis nie wat ons is, wanneer die Here ons dra nie. Ons is ons hemelse Vader se lewende kinders. Wat hy aan sy hart dra, nog meer as wat 'n goeie aardse ouer sy of haar kind aan die hart dra.
Sy kinders wat hy tot geestelike volwassenheid, tot volle betekenisvolle lewe wil lei. Nog meer as wat 'n aardse ouer sy of haar kind tot volwassenheid wil lei. Ons is nie net gered van die dood nie, ons is gered tot lewe, tot die lewe in sy volheid. En daarom is dit ons hoogste vryheid, wanneer ons met alles wat ons is en het aan Christus behoort. As ons in 1 Korintiërs 6 herinner word dat ons duur gekoop is, dis nie aan onsself behoort nie, dan volg die woorde, verheerlik God dan met julle liggaam. Om gedra te word, om te behoort, beteken om God in ons konkrete daaglikse bestaan te verheerlik. En nou broeder en suster, die kruis van Christus, die loskoop van die mag van die duiwel, is maar die basis, is die begin. En ons mag het nooit vergeet dat ons losgekoop is nie. Daarsonder staan ons onder God se ewige oordeel. Maar ons mag nie daarby stil staan. In die boek Hebreërs, hoofstuk 5 veral, daar lees ons dat die boodskap van regverdiging wil sê dat ons uit genade deur die bloed van Christus gered is, een van die grondwaarhede is. Dit wat nuwe gelowiges moet leer, hulle wat nog babas is in die geloof, dis hulle melkkos, die basis, die begin, die ABC van die geloof, van Christen wees. Maar hy, aan wie ons behoort, hy wat ons dra, wil verder gaan. Hy wil ons ook leer hoe om voortaan vir hom te lewe, van hart en gewillig te lewe. Hy wil ons voed met vaste kos, soos vir volwassenes, dat ons, sê Hebreërs 5 vers 14, tussen goed en kwaad kan onderskei. Ware lewe is nie om dooie gewig te wees in die arms van hom wat ons dra nie. Maar om in die geloof vast te gryp aan hom wat jou dra, hom te omhels, hom te noem Abba, my Vader, en met 'n kinderhart graag te wil doen wat hy vra. Dis my vryheid as eiendom van Jesus Christus. Ek is vry om te wees wie ek is, juis omdat ek aan hom behoort. En ek deur die werking van sy gees van harte gewillig en bereid is om voortaan vir hom te leef. Dis die gees wat hierdie nuwe lewe in ons opwek. Die gees is tog die gees van die lewe. Ons bely dit ook so in die geloofsbelydenis van Nicea. Hy is die een wat lewe wek. Hy is die lewe wekker. En my vryheid lê daarin dat ek tot die nuwe lewe opgewek is en vorentoe lewe. Doelgerig lewe. In die woorde van Hebreërs 12, maak my los van wat agter is. Van elke stukkie lewe sonder Christus. En daai sonde wat my verstrik het en nou nog so maklik verstrik. Foute wat ek gemaak het en wat ek dalk al lank al vergifnis voor ontvang het. Ek maak my los van die dinge, laat dit agter aan die voet van die kruis en ek strek my uit na wat voor is. Ek strek my uit na die jare en die dae wat die Here my nog hier op aarde gee. En na die hemelse prys wat vir my in die hemele bewaar word. Dit is tog wat die apostels gedoen het. Hulle het nie gebly by die melkkos nie, hulle het nie volstaan by die kruis nie, maar hulle het vir die gelowiges verduidelik hoe om te lewe tot eer van die Here. Neem maar die lang Romeinebrief. Dan word stap vir stap die verlossing in Jesus Christus uiteengesit. En dan kom Romeine 12 tot 16 en wys ons hoe om te lewe. En dan begin die gedeelte so wonderlik met die oproep: stel julle liggame beskikbaar as 'n offer
wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dis julle sinvolle godsdiens. En 1 Korintiërs waarna ons verwys het, die eerste hoofstukke stel dit baie sterk. Kruisevangelie is die basis. Paulus wou niks anders weet as Christus en hom as gekruisigde nie. Geen ander basis, geen ander verlossingsweg nie. Maar dit beteken nie dis al waaroor hy gepraat het nie. Hoofstuk 4 tot 16 gaan oor ander sake, goed met dit as basis, maar meestal praktiese sake, waaroor hy leiding gee. Onder andere die twee dinge wat ons vanoggend gehad het oor losbandigheid en slawerny. En dan kom die kroon op hierdie hele brief, die lang hoofstuk 15, wat gaan oor die liggaamlike opstanding, die lewe tot in ewigheid. Liggaamlike opstanding. Broeder en suster, ons is nie bloot na ons siele uit die mag van die duiwel losgekoop nie, maar na siel en liggaam. Soos losgekoop. Om hom na siel en liggaam in hierdie bedeling te dien. En om eendag na siel en liggaam op te staan en te lewe op die nuwe aarde. En daarom, broeder en suster, is ons nie bloot hemelgangers nie. Ja, natuurlijk word die versekering van die ewige lewe al hoe belangriker naarmate jy ouer word en is reg so. Maar die Heilige Gees wil ons nou al iets laat smaak van die ewige lewe. In ons konkrete, liggaamlike, lyflike bestaan. Lewende en heilige offers wat van God aanneemlik is. Die woorde van Romeine 14 vers 7 en 8. Niemand van ons leef vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. Of ons leef en of ons sterf, behoort aan die Here, of soos dit hier so staan, as ons leef, leef ons vir die Here. En as ons sterf, sterf ons vir die Here. En dit bring ons by die derde vraag vanoggend. Broeder en suster, kan jy werklik sê jy lewe vir hom, jou losser en eienaar? Is hy jou hoogste vreugde? Is jou lewensdoel om hom te verheerlik? Kom dit uit in jou konkrete liggaamlike bestaan van elke dag? Meeste van ons sal waarskynlik beide ja en nee moet sê. Ja, ek merk op hoe dat God reeds hierdie vreugde en doel in my hart gewerk het. Ek sien iets daarvan. Maar nee, ek is nog so ver daarvandaan, want nog so baie gaan steeds oor myself. En dis waarmee ons in gebed na God moet gaan. Nie oor ons verlossing nie. As ons waarlik glo, dan staan dit vas. En hy is die getroue. Ons word gedra en ons behoort. Maar wel oor ons nuwe lewe in Christus, oor die heiligmaking. Here, werk deur u Gees al hoe meer en meer in my die nuwe gehoorsaamheid. Ek soek u self en ek soek u wil in u woord, maar bind dit tog aan my hart, sodat ek werklik vir u sal lewe. Ek sluit af met die woorde van ons belydenis. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, wat eintlik die skrifverklaring van vanoggend saamvat. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus toebehoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my. Ons kan ook sê,
die metafoor gebruik, hy dra my. Op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. En maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, in 'n troosterose wêreld, in 'n koue, kil, eensame en wrede wêreld, het ons ware troos. Nie die tydelike troos wat kos en besittings en vriende en roem en eer of drank of ander middele of vermaak of die internet of wat ook al probeer gee nie. In u trou en waarheid gee u ons troos wat nooit teleurstel nie. U troos ons met troos wat altyd ons sal dra tot op die dag dat ons geen troos meer nodig het nie, omdat u alle trane van die oë sal afvee. Ek kom tot bedaring omdat ek weet dat ek in lewe en sterwe na liggaam en siel aan Christus behoort. En dat niks my uit u hand kan ruk nie. Ek is niemand se slaaf nie. Ook nie 'n slaaf van myself nie. Maar ek behoort aan u. En wat 'n sekerheid dat u vir my sorg, Vader. U dra my. Vir my en al u kinders. In die holte van u hand. En as dit swaar gaan, weet ons dat u besig is om ons af te rond. Dat ook die swaar kry tot my saligheid moet dien. Ek dank u, Vader. Ons dank u ook vir die nuwe gehoorsaamheid wat u, die Heilige Gees, in ons werk. Die nuwe lewe. Die onuitblusbare hoop. Dat u ons 'n lewensdoel gee. En die wil en die bereidheid om voortaan al hoe meer en meer vir u te leef. U die driemaal heilige God. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u kom die heerlikheid toe, nou en tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing nou hartlik saam, Psalm 119 vers 12 en 62. Beide strofes gaan oor die ware lewe en dan uiteindelik loop dit uit vir 62, laat my lewe om te loof. Oh,
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.